Hallo my mense van YouTube. Hallo, ekskuus dat ek laasweek net een video gepost het. Ek vra om verskoning, maar ek is terug. My naam is Tinus Buys, vir die van julle wat my nie ken nie. Ek het daar gekom, dis nog nat, so dit lyk nie die beste nie. Maar dis okay, want ons gaan nou bietjie rugoefen, so ja. Dis is die pre-workout van keuse vandag. Nie my gunsteling nie. Ek haat hierdie flavor om eerlik te wees, maar ek sien hulle is my ander pre-workout nie. Nou, vir die van julle wat wonder, ek love nog steeds Nutritex so goed. Moet my nie verkeerd verstaan nie. Ek bedoel, ek gaan nou hulle kreatien vat, maar ek sien so gesponsor deur hulle nie en ek kan eerlik wees. Ek is nog moeg vir die ander flavor pre-workout. Ek weet nie hoekom nie, maar dit sien reg dat ek dit nie like nie, dis dat ek is baie moeg vir dit. Dit was lekker vir die eerste 2 weke en nou is ek het moeg, you know? So, diene lê al in my live vir seker 3 maande, ek gaan hom nou gebruik en aangaan. Ek hou ook nie van die ene nie, maar ek is 'n bietjie moeg vir die ander een. Nou, ek het nie enigstens 'n benul wat aangaan met die weer nie, maar terwyl die res van Suid-Afrika lekker somertemperature ervaar, is dit koud hierso. My hande kry koud, ek dra 'n blerrie langbroek en ek gaan nou gym toe met stap en ek gaan heel moontlik 'n baadjie dra, wat nie lekker gaan wees nie, want jy kry warm as jy loop, maar dit is nogals koud. So dis nie ideaal nie. Maar ek gaan gou water kry en dan begin ons met die pre-workout. Nou, voor ons aangaan wil ek 'n spesiale dankie sê aan al die volgende mense wat gifts stuur terwyl ek live gaan op TikTok. Die van julle wat nie weet nie, ek het onlangs 'n gaming channel begin. Hoekom? Want ek word bietjie iets om te doen in my aftyd en om soos 2 ure 'n game te livestream voel eerlik vir my net so pret en dis nie regtig werk nie en ek love it. So ek leer die afgelope ruk Call of Duty Mobile en dis fun. Dankie vir almal wat my daardie ondersteun. Julle is legends. Nou, ek gaan eerlik wees, ek gebruik seker die afgelope week nie my kreatien nie. Ek weet nie hoekom nie, ek sit nie lus om dit te vat nie. Ek weet dit het soos benefits en allerlei nonsens. Nee, dit is nie nonsens nie. Maar, you know, baie keer is mense net soos, you know, jy is nie lus om dit te vat nie. So, ek gaan net eers die ding mooi skoon maak. En is nie dat dit sleg is nie, maar, daai poeier. By the way, hierdie gaan soos 'n baie meer chill vlog wees, want dit vat baie lank om YouTube video's te edit. So, ek wil bietjie by julle hoor, waardeer julle hierdie tipe video's net so baie soos wat julle die hoogkwaliteit video's soos waardeer? Want ek kan baie meer hierdie tipe video's maak sonder om baie editing daarin te sit. So, ek wil net bietjie hoor van julle af. Anders gaan ek minder YouTube video's moet begin maak, soos miskien 1 'n week. Maar as ek hierdie maak, kan ek maklik 2 'n week doen wat meer volhoubaar gaan wees in die long run, julle verstaan? En wil my net julle opinies daaroor. Okay, sal die nou gaan bære. Nou, nog iets wat actually fun is. Ek gaan 'n collab doen, my eerste professionele collaboration, saam met Chris Stragen, aka die beste mensfysiek bodybuilder in Suid-Afrika. Hy is 'n PCA pro, 'n IFBB pro, een vrek goeie coach, en hy het my ge-DM om saam 'n TikTok live te doen, wat vir my baie cool is, want ons kan mekaar vra, dit gaan beantwoord word, die chat kan vra. Dit gaan fantasties wees, ek sien baie uit vir dit, en dit gaan probably môre aand wees, ek het vir hom gesê môre aand sal werk, en ja, ek sien baie uit vir dit. Okay, nou, ek gaan nie te veel pre-vat nie, ek gaan 1 scoop vat, wat 150 ml kafeïne is, so dis kind of okay, so kom ons vat dit gehou. Nou, ek bedoel dit wanneer ek sê, hierdie goed, ruik nie lekker nie, het proe nie lekker nie, en ek sê baie lus vir dit nie. So ek dink nie, ek klaar sê ek gaan dit vat, so ek gaan nou nie uitcheck nie. Ek het SSA se goed regtig gelike op 'n tyd, genuine. Maar ek weet nie wat hulle gedoen het nie, maar hulle het die formule verander van al hulle pre-workouts en nou kan ek dit nie meer drink nie. Soos ek weet is cheap. Maar cheap kan dit gaan tot op 'n punt. Op 'n tyd was die reuk fantasties. Ek het altyd hierdie spesifieke pre gevat. Maar hulle het so gechange, want hulle het 'n paar goed gehad wat deur WADA geban is, wat fyn was, want ek is nie 'n professionele atleet nie, so al tel dit my stelsel op, ek bedoel, is fyn. Maar, nee, alright, so kom ons met 'n scoop. Daai proe nie is, soos blueberry nie. Ek weet nie soos wat dit nie. En ek weet nie of is dit soos by hulle pump pre-workout ook nie, maar ek vertel die waarheid waar dit nodig is. Hierdie is nie lekker nie. Nie totdat hulle hierdie spesifieke goed change nie, want Okay mense, nou, ek wil gaan gechat oor iets wat my half bietjie irriteer, né? Dit irriteer my wanneer ek hoor iemand sê gymspiere beteken niks in die regte lewe nie.
soos wat, soos verdwyn dit net. Ek het 'n post hieroor gemaak op TikTok. En van julle in die comments het gesê, ja, van die mense sê altyd, ja, dis net waterspiere. Maar dude, sê dit vir 'n rugby speler, sê dit vir 'n professionele atleet wat fisies gym om weer te raak in hulle sport, you know? En dan kan jy sê, ag ja, maar hulle oefen op hulle eie manier. Hulle oefen om spiere te bou. Dis die hele prinsip daar agter. Jy verstaan, jy draf om fikser te word. Jy oefen met gewigte om 'n spier te bou en sterker te word. So, ek verstaan nie lekker daai logika daar agter van dit gaan niks beteken nie. En ek wil nie negatief wees teenoor enigiemand nie, maar ek voel dis baie keer net mense wat kleiner is en sê, ag ja, maar ek wil nie oefen nie. So, hulle spiere beteken niks nie. Jy verstaan? Hulle probeer vir hulle self lieg in daai sens. Wat ek verstaan, maar dit irriteer my so effens. En ek bedoel, kom kyk na enige sport, rugby, cricket, selfs netbal. Die mense wat goed is in hulle sporte, hulle gym. Vir 'n rede, you know, gym help. Dit maak jy spiere bou, sterker word en beter raak in jou sport. So, hoekom in bodybuilding is dit soos, ag nee, dit gaan niks doen in die regte lewe nie. Ons probeer gym om sterker te word, sodat ons groter kan word en dus beter kan word in bodybuilding. So, as 'n rugby speler 'n massive bene het, is dit omdat hy baie kan squat. Jy verstaan? Dis nie omdat hy net rugby speel nie. Hy is so groot omdat hy rugby speel. Jy verstaan? So, ek bedoel, hy moet so groot wees vir rugby. En dis al iets wat my bietjie irriteer. En ja, ek weet nie. Dit is baie keer ouer mense wat dit sê, maar selfs jong mense, so ek verstaan. Maar ja, ons stap gym toe. Nie die mooiste pad nie, maar die dam is daar voor. En ja, ek sê julle weer wys, hoe lyk die dam? Dan oefen ons 'n bietjie. Ek dink die plan van aksie vir vandag se rug oefensessie, ek gaan begin met upper back rows. Ek like hulle. So, ek gaan sommer 'n cable row gebruik. Dan gaan ek dink pull downs doen. Dan sal ek close grip rows doen. En dan shrugs. So dan behoort dit klaar alles te wees vir my rugdag. Dan gaan ek vir fun pull-ups doen, vir soos 'n video, ek wil dit sommer hier so ook wys. En dalk muscle ups, want ek bedoel ek moet mos nou video's ook film. So dit gaan nie veel, hoe kan ek sê, veel ekstra volume wees nie. My rug gaan nie veel moeg wees nie. En dit gaan lekker wees. So julle sal al sien, moenie worry nie. En ja, ons behoort seker oor so 10 minute vir Barry te sien. Dis is die beautiful dam. Dam is mooi vol. Jy weet, die eende en alles is happy. En ja, ek sit bly nie hier langs nie, want ek dink uit die winter is dit bietjie koud hierso. Okay mense, so die gym is leeg, ek is nou reg. Vir so rukkie gesit en soos net met Barry gesels, you know, hy gym nou bene, so hy gaan nie deel wees van hierdie video nie, maar dit is okay. Hierso is ek nou, hierso is die gym fit. Weer voorarms begin oefen as deel van armdruk, maar dis net soos 'n side hoppie, soos julle weet. En ja, die attachment is reg, so ek gaan nou begin met upper back rows. En ja, ons begin. Mense, straps. As jy ernstig is oor oefen, sal jy straps moet gebruik, want jou voorarms gaan altyd ingee voor jou rug doen. So as jy jou rug wil groei, moet jy eenvoudiglik straps gebruik. Klein voorarms gaan nie bestaan as jy net apart oefen nie, jy verstaan? En die van julle wat sê, ja, maar ek kan voorarms en rug saam oefen. Nee, dit is nie hoe dit werk. Ek bedoel, of jy oefen jou voorarms goed, of jy oefen jou rug goed, jy verstaan? Het gaan nie lekker werk nie, tensy jy net baie sterk voorarms het met 'n baie swak rug.
Okay, so overall lekker oefensessie. Ek moet sê ek wil definitief kyk dat ek sterker word met my shrugs. Ek het die reps gedoen met 35 kg wat fyn is, maar ek wil 'n bietjie opkry. So ja, ek gaan nou daai video's maak waarvan ek julle vertel het. Ek sal dit wys hierna. Ja, moeilik. So kom ons try dit. Alright, so ek mag nie straps gebruik nie. Die idee gaan wees om op te spring, te hang, dan gaan Barry, wat nou rekord, die dumbbells aangee. Ons gaan met 6 kg, 10 kg en dan uiteindelik by 15 kg hopelik uitkom. So kom ons probeer. Alright, hierdie is Barry, my handy dandy helper. En ons gaan nou kyk of ons hierdie kan doen. Ok, ek gaan hang met my dom hand, dis nou links. Ok. Yep. Alright, dis die eerste rep. Wacht. Alright, kom. Yep. Alright. Ek wil nie daai weer doen nie. Ok mense, daai was 'n sukses, soort van. Baie moeiliker as wat dit lyk. Hierdie arm waarmee jy hang, suffer definitief meer as die ene. Maar, dis gedoen. Ek wil dit nie weer doen nie. Mense, ek is by die huis, my hare is nie perfek nie. I know. Ons gaan gou kos maak, want ek bedoel, ek moet eet. Alright, so ek is eintlik nou lus vir tuna mayonnaise broodjies. Nou, ek weet sê die laagste in kalorieë nie, maar ek dink ek kan dit bekostig. Ek is nou weer op maintenance calories. So, hierso is 1 blikkie tuna, dus 20 gram proteïene. Ek gaan so sê met 2 eetlepels mayonnaise gebruik, dus so 90 kalorieë, so nie te bad nie. En dan gaan ek dit op brood sit, wat oké gaan wees. En dit gaan my eerste groot ete wees, en dit gaan die meerderheid vette wees wat ek moet eet vir die dag, so dit is glad nie 'n slegte opsie nie. Alright, so die. En dan meng 'n mens. Ek is bitterlief vir tuna mayonnaise broodjies as dit reg gemaak word. Ek het al in my lewe 'n paar slegtes geëet en dan is dit net soos, hoekom eet ek die? You know, so dan is dit net nie lekker nie. Daai lyk reg, daai lyk vir my lekker. Ek gaan net oor so 2 lekker dik broodjies sit. En ja, dan is dit my ete. Ek het vanoggend 'n piesang geëet voor ek gegym het. Nie oats nie, ek was nie lus vir dit nie. Ek eet gewoonlik oats soos julle weet, maar ja, kom ons toast dit. Kyk daai nie net fantasties nie. Ok mense, nou alle grappies op 'n stokkie. Die van julle wat my follow op TikTok of Instagram sal weet dat ek nou ophou kat het. So, ek is by maintenance calories. Wat beteken dit? Dit beteken ek probeer die hoeveelheid gewig wat ek verloor het behou en net maintain, om dit so te stel, waar ek huidiglik is. Dit laat my toe om nog steeds te groei en sterker te word, maar sonder om vetter te word, as dit sin maak. Nou, ek gaan nog steeds bulk, maar nie dadelik nie. En ek gaan nie weer so vet word nie. Net vir die feit dat ek nou sosiale media doen as 'n werk. En ek meer daarop kan fokus, eerder as toe ek op skool was, en ek net skool gedoen het, en ek al die stresse ook gehad het. So ek obviously stres ek hieroor, maar het gaan meer sin maak om stelselmatig gewig op te tel, te groei en alles. En eerder as om weer, jy weet, te oorgewig te raak, want ek voel nog nie eens lekker nie. Jy verstaan? Ek is baie bly, ek is basies by 12k op TikTok, waar ek baie bly is. My gaming account het 1.5k, baie dankie. Ek is by 11.5, amper by 11.6k op TikTok. Ons is bitter naby aan 2k op YouTube, so gaan definitief stoor daarvoor. En ja, julle support waardeer ek. En dis basically maar die premise van hierdie video. En ja. Lekker dag mense. Bye bye.